lief is vir mekaar. So groet net een of twee persone gou langs jou en sê, hallo, ek is die, daai en dat, baie, baie welkom hierso. Ek kan nie vir jou sê hoe opgewonde ek is om vanoggend se woord met jou te deel nie. Want hierdie is nie net 'n kerktradisie wat ons elke jaar doen oor Paasnaweek nie. Paasnaweek is die grootste moment in die geskiedenis van die mensdom. Ek wil hê jy moet verstaan dat niks so groot was soos die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En ek wil vandag kategories vir jou kom sê dat dit die beste nuus is wat jy kan hoor. Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat jy aangevang het nie, maak nie saak wat deur jy is nie, maak nie saak wat aan jou gedoen is nie. Die beste nuus wat ek en jy kan ontvang is die nuus van die opgestaande Jesus Christus. Amen. En daarom wil ons vandag, het ek nodig om jou stap vir stap deur te verduidelik wat die impak van Christus se opstanding uit die dood op my en jou is. Ek het 'n hele boodskap beplan vir vandag en ons het vir mekaar gesê dat ons graag mense wil doop op Opstanding Sondag. Want wat 'n beter tyd om jou doop nie te vier nie, is op die dag wat ons Jesus se opstandings vier ons jou opstanding uit die dood. En daar was 'n geweldige hoeveelheid mense wat ons toe by 'n doop inligtingssessie het ons hulle bedien, maar by die sessie besef ek toe, daar's 'n hele paar wat dit nie kon maak nie, maar by die sessie besef ek hierdie groot ding. Mense verstaan nie die doop reg nie. En daarom wil ek as pastoor van Kaleio gemeente, het ek nodig om jou as ons, in ons gemeente, het ek nodig om jou reg te verduidelik wat die grootheid, die impak van die doop werklik is. So doopelinge, jy wat by die doopsessie was, jy gaan dieselfde boodskap vandag weer kry. En daar's 'n ou gesegde wat sê, the mother of all education is to repeat, om dit weer te hoor. Want as ek jou vra, wat het ek 3 weke terug oor gepreek, wie gaan vir my kan sê? Jesus alleen. Ja. So. Ek wil hê dat jy moet hoor, jy gaan vandag goeie nuus hoor. En jy gaan 'n angle op die doop hoor, wat ek baie duidelik raak sien, min mense al gehoor het en dit reg verstaan, rondom die opstanding van Jesus Christus en meeste van alles die genade van Jesus Christus. Die een ding wat verdraai word binne in die Suid-Afrikaanse konteks en binne in die wêreldkonteks is die onderwerp van genade. En ek sal my lewe gee om hierdie boodskap reg te kommunikeer, die goeie nuus van genade. Nie halwe genade nie, nie 10% genade nie, die volheid van wat genade vir my en jou beteken. Amen? Ok, so ek gaan jou vandag 'n crash course gee, ek kan nie in al die detail ingaan nie, dis eintlik 'n 3 ure sessie, maar julle het mos nou môre af. So ons kan ons nou 'n bietjie tyd spandeer op hierdie, amen? Ek het vandag vir jou 'n klomp prentjies geteken, want jy het nodig om dit fisies met jou oë te sien, en ek hoop die mense daar agter, ons het ongelukkig nie meer so baie plek om die mense so uit te pak nie, so ons pak julle so uit en ons gaan die Here vertrou vir hoe lyk die toekoms van Kaleio, maar ons loof die Here vir 'n groei by Kaleio gemeente, maar ek hoop julle kan daar agter op die skerms hierso sien. As jy nie kan sien, gaan ek jou baie mooi verduidelik presies wat ons vandag vir mekaar sê. Ek wil net 'n oomblik neem en vir die aanlyn mense ook net baie welkom weer sê. Kan ons net vir hulle lekker hande klap gee vir al die aanlyn mense? Ek word elke week oor die vingers getik dat ek julle mis, so sorry daaroor, beoefen genade op my, en ek wil vir julle sê dat ek sal nou 'n punt daarvan maak om ook vir julle te kyk vandag. Alright, so herinner my, elke nou moet iemand net daar waai daar agter en herinner die aanlyn mense wat ook vandag kyk, maar baie welkom hier so by ons vandag ook. Kom ek gesels met jou oor wat beteken die doop van die gelowige.
En baie mense kom by my en sê, hoorie Leon, ek wil 'n tweede of 'n derde keer gedoop word, want ek het die doop nie reg verstaan nie. En dan wil ek vir jou sê, dat na vandag, beloof ek vir jou, gaan jy hom reg verstaan, hoor. Dat jy nooit weer daai behoefte sal hê om gedoop te word nie. Die doop behoort eintlik, en is okay as jy weer en weer gedoop het, maar dit behoort eintlik 'n eenmalige oomblik in jou lewe te wees, waar jy iets vasmaak in jou hart, en hopelik verstaan jy dit vandag op die regte manier. Ek wil vir jou sê, dat dit wat ek vandag vir jou verduidelik is die grootste passie in my lewe. Toe ek hierdie ontdek, toe besef ek die grootheid van die evangelie van Jesus Christus. En kom ek begin by die begin. By Adam en Eva. En ek wil vir jou 'n prentjie wys hierso, wat ek self geteken het, as jy hom kan sien, is hom pragtig, né? Kyk, ek is 'n ou met verskeie talente. En ek kan nog teken ook. Julle is so bederf, in elk geval. Ons begin daar met 'n prentjie van Adam en Eva en die boom van die kennis van goed en kwaad. Die Here kom in die heel begin en hy sê, kom ons maak die mens in ons gelykenis en ons beeld. Nou wat sê ons hier vir mekaar? Is dat God sê, ons gaan die mens maak wat anders lyk as enige iets anders in die skepping. Ons gaan iets met die mens deel wat niks anders in die skepping het nie, en dit is ons gelykenis en ons beeld. Nou, hoekom praat hy van ons? Daai ons verteenwoordig, baie eenvoudig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons maak die mens in ons gelykenis en beeld. Ons deel met hulle ons heerlikheid. Dan sê hy, ons skep die mens en ons gee vir hom twee groot verantwoordelikhede. Nommer 1, om te heers oor die wêreld. Hy gee vir die mens heerskappy. So as jy wonder wie is in beheer van hierdie wêreld, wie moet eintlik in beheer van hierdie wêreld wees? Die mens. Die Here het vir ons heerskappy gegee. Hy sê heers oor die visse in die see en alles wat loop op die aarde, en dan sê hy tweedens vermenigvuldig en vul die aarde. Daai vermenigvuldig is nie net om meer mense te maak nie, daai vermenigvuldig is, wat ons Vrydag bietjie oor gepraat het, om vrugbaar te wees. Dit is die heerlikheid van God. Alles wat God se hande aanraak, alles wat die Vader se hande aanraak, word meer, it multiplies, dit raak beter, dit word skoon, dit raak meer as wat dit is. So, wanneer ek en jy die heerlikheid van God dra, wat moet met gebeur? Wanneer ons hande aan goed raak, dit moet vermenigvuldig. Jy sien, ons deel die vermenigvuldigende krag saam met God. So daar waar daai krag nie is nie, is daar afbreek wat gebeur. Vernietiging wat gebeur. Die woordjie wat hier so eintlik moet gebruik word, is die woordjie dood, decay. En ons sien dit in die wêreld gebeur. Ons sien dit in ons land, waar mense wat nie in Christus is nie. Jy sien, kan ek dit baie duidelik maak? Voordat ons na 'n fisiese wêreld kyk, moet ek en jy vir mekaar sê, dat dit was eers 'n geestelike wortel wat hierdie goed laat gebeur. Amen? So my en jou doel as kerk, hoor mooi, voordat ons kritiseer wat in die government aangaan, moet ek en jy autoriteit vat oor die geestelikheid wat onder daarso gebeur. Amen? Want ons het saam met Christus opgestaan, gaan ek nou vir jou sê. Dit moet vermenigvuldig. En nou kom die Here en hy sê, julle kan van al die bome in die tuin eet, julle kan heerskappy hê, maar julle mag nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. Kan ek vir jou sê, my verduideliking, my verstaan daarvan, hoekom sit die Here 'n boom binne in die tuin van Eden, as hy geweet het die mense gaan sondig en die impak van daai sonde? Die antwoord is vrye wil. Jy sien, liefde kan nie bestaan as ek nie die opsie het om nie lief te hê nie. Dan is dit nie werklike liefde nie. Dan is ons robotte. So die opsie om te rebelleer teen Vader moes geskep gewees het, anderste sou ek en jy nie werklik lief gehad kon hê nie, of lief kon hê nie. Maak dit sin? En daarom plaas die Here en hy sê, luister hierso, ek gee vir julle twee opsies. Verder in die woord sê hy, ek gee vir julle die opsie tussen dood en lewe, kies die lewe. My optimaal, my manier, kies dit. Maar gee vir die mens die opsie. En dan gebeur daar 'n groot ding, by die geskiedenis van die mensdom,
waar ons sien vir die eerste keer die persoon van wat ons vandag ken as Satan of Lucifer, wat dan uit die hemel uitgestort is, saam met 1/3 van die engele, en hy kom met 'n slinkse plan binne in die aarde in, want hy's agter 2 goed aan. Hy weet, as hy die mens kry om te sondig, kan hy 2 goed regkry, en ek wil dit vandag vir jou wys. Hy kan regkry dat hy die eienaarskap van die hele skepping oorvat. En hy kan die eienaarskap van die mens oorvat. Dat het 'n massiewe implikasie. Wat daar gebeur is, die Satan kom in Genesis 3 en hy verduidelik vir Adam en Eva en hy sê, luister hierso, van watse boom mag julle nie eet nie? Nee, van die boom van kennis goed en kwaad, ons mag van alles eet. Hy sê, maar van daai ene kan julle eet nie, hoekom nie? En dan sê Eva, nee, ons mag nie van dit eet nie, en sê, nee, julle kan van dit eet. Die Vader wil net nie hê julle moet wees soos hy alreeds is nie. Jy sien, daar kom hy met die eerste leuen, want op daai stadium dra hulle klaar die gelykenis en klaar die beeld. En die mens neem deel aan die sonde, eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, en wat dan gebeur, baie belangrik is, hierdie groot woordjie wat jy vandag moet hoor, is die sondeval. Nou wat bedoel ons by die sondeval? Is dat God het 'n standaard geskep. Nou hierdie is eintlik 'n lyntjie. En die mens val van die standaard van God af, die heerlikheid van God af, die optimaal van God af, en daar's afstand tussen God en mens. Wat gebeur in hierdie oomblik? Die mens verloor sy status as seun en dogter, en hy kry 'n nuwe status, sondaar. Sy eienaarskap word geskuif. Die Vader is nie meer die eienaar van die mens nie. Ek gaan dit nou vir jou bewys. Die duiwel word die eienaar van die mens. So hoor mooi wat sê Jesus in Johannes 8. Hierdie gaan nie op die bord wees nie, luister gou mooi, ek wil hê jy moet eerder na die skerm kyk. Hoor wat sê Jesus in Johannes 8 wanneer hy met die disippels praat. Hy sê die volgende. Hy sê, hy was, Johannes 8 vers 44, sê hy daar, voordat hy opgestaan het uit die dood, julle is kinders van die duiwel, hy is julle vader, en julle doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en die vader van die leuen, en omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie. Jesus kom en hy sê, julle maak soos julle vader, die duiwel. Jou eienaarskap is nie meer by die Vader, die werklike Vader nie. Die duiwel neem heerskappy oor van die wêreld. Nou wil ek vir jou sê, dank die Here, ek en jy is nie daar gelos nie. Die Vader kon dinge net daar stop en sê, julle het gekies wat julle wou gehad het, julle het gekry wat julle wou gehad het, leef nou met die gevolge van dit wat julle gekies het. Maar die Vader uit sy genade gooi ons nie weg nie. Hy smyt ons nie uit nie. Hy kom en hy maak 'n manier hoe ons terug in verhouding met hom moet kom, maar as eerste stap wat ek en jy moet verstaan, wat hy die wêreld duidelik wil laat verstaan. So hy sê, mens, ek kies jou nou as 'n volk, maar ek het nodig dat jy op my standaard leef. Ek sal vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n nasie wees, maar julle moet op my standaard leef. Julle is 'n sondige mens, die sondige natuur het in julle ingetree, en nou het julle nodig om terug te keer na waar ek is, deur 2 goed by te hou. Hy gee vir hulle die wet en 'n offerstelsel. Die wet is die standaard waar volgens die mens moes leef, en as jy een fout maak, kom jy kort aan die heerlikheid van die Here. Ek wil hierdie duidelik maak. As jy een wet 'n fout inmaak of in sondig, kom jy kort van die heerlikheid van die Here. Romeine 3:23 is baie duidelik wanneer ons dit sê. Romeine 23 sê, want almal het gesondig en kom kort aan die heerlikheid van die Here. Okay? En nou kom die Vader en sê,
ek gee vir julle die wet, julle moet die wet perfek onderhou, en as julle dit nie op perfek kan onderhou nie, moet daar iets in julle plek sterf. En daarom het ons elke jaar gesien, met die Jode het hulle na Bethlehem toe gegaan, en dan is daar 'n lammetjie, in die plek van hulle sonde, is daar dan 'n lammetjie geslag en geoffer. So die offerstelsel en die wet. En die mens probeer reg deur die Ou Testament, probeer hulle deur hulle eie werke, probeer hulle terugkom by die standaard van die Here. Hulle behou die wet en dit gaan goed en hulle bou die tempel en dan kom daar goed in wat hulle weerhou om die wet reg te onderhou en daar is offer om te probeer daar uitkom. Die groot punt is, in die wet kon geen mens nog ooit die wet perfek onderhou nie, behalwe Jesus. So ons probeer deur ons eie werke, probeer deur die mens teruggekom, en as jy een fout maak, dan kom jy kort. Jy weet daai taxi wat vanoggend voor jou ingery het, toe jy net gedink het, dit is nie jy wat so dink, dit is net ek nie, okay, ja, julle is perfek, ek is nie perfek nie. Jesus sê, luister, as jy net met skewe oë na 'n vrou kyk, anders as jou vrou, het jy sondig, het jy kort gekom. As jy net iets anders begeer, het jy kort gekom. Mense, ek wil hê jy moet besef, dat ek en jy niks kon doen, om terug te kom in verhouding met die Vader nie. Jesaja 64 kom sê, al ons werke is soos vuil lappe voor die Here. Ons kon nie terugkom by die standaard wat die Here vir ons geskep het nie. Want daar het iets groot met ons gebeur. Ek wil hê hierdie moet in jou gees vassak. Die oomblik toe die mens sondig, het daar iets groot gebeur. Die Vader het gesê, julle kan nie van die boom van kennis en goed en kwaad eet nie, want julle sal sekerlik, nou hulle het nie fisies gesterf op daai oomblik nie, hulle het geestelik gesterf. Dit beteken die gees het dood gegaan. So nou kom die Here, en kom wys reg deur die Ou Testament, jy kan nie deur jou eie werke terugkom in die standaard van die Vader nie. Daar moet iets gebeur. En dan sien ons in Johannes 3 'n groot moment, waar Nikodemus kom en hy vra vir Jesus, Jesus, hoe kry ek weer die ewige lewe? Hoe kom ek weer terug in die standaard van die Here? Hoe kry ek die ewige lewe? En dan sê Jesus hierdie twee groot woordjies vir hom. Hy sê, Nikodemus, jy moet weer gebore word. Mense, die storie van weergebore word, kan ons nie miskyk nie. Jy moet weergebore word deur twee goed, deur water en deur gees. En Nikodemus sê, maar hoe kan ek terug na my moeder skoot toe gaan? Hoe kan ek weergebore word? En Jesus sê, jy verstaan nie mooi nie, jy moet deur water en deur gees weergebore word. En hier kom die goeie nuus. Met Jesus se kruisiging en opstanding uit die dood, sê die woord vir ons, dat wie ook al in hom glo, word nou geken as kinders van God. Wat gebeur in daai oomblik? Hoe word ek en jy gered uit die put van die hel wat ons in was? Hoe word ons gered uit die wet uit? Daar is net een manier terug na die Vader toe. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Daar is net een manier terug en dit is geloof in my. Alleen. Ek wil hierdie baie duidelik maak. Geloof alleen. Nie geloof plus goeie werkies nie. Geloof alleen. Daar is gemeentes en kerke wat sê, nee, ek moet geloof hê en ek moet so bietjie goeie werkies hê, dan sal ek gered word. Kan ek kategories sê vandag, geen van ons goeie werke kon ons voorheen red nie. Dis net deur geloof alleen in Jesus wat ek en jy gered word van ons sondaar self. Amen. Jy sien wat gebeur is, wanneer ons tot geloof kom, gebeur daar 'n groot ding binne in ons. Die oomblik wat jy jou vertroue uit die wet uithaal en in Christus plaas, word jou gees lewendig. Ek wil met jou praat oor die woordjie bekeer.
metanoia. Die woordjie bekeer, hoor vir my, en as jy die kerk het nou wil stap, is dit oké. Die woordjie bekeer beteken nie, jy moet minder sonde doen nie. Die woordjie bekeer beteken, haal jou geloof uit die wet om jou te red en plaas dit in Christus. Ek bekeer my gedagtes, ek haal my gedagtes van die wet af en ek plaas dit in Christus alleen, want hy is die enigste een wat my kan red. Dis bekering. En dan vloei goeie werke uit my uit. Want wat dan gebeur is, my goeie werke is 'n vrug van my gees wat lewendig geword het. Dis nie om my gered te kry nie. Dit is 'n vrug wat die Heilige Gees self kom produseer. As jy probeer 'n goeie mens wees, hou op. Jy lyk simpel. Lyk of jy sukkel. Jy druk iets wat nie gedruk moet word nie. As ek vandag vir jou hierdie vraag moet vra, waartoe gaan jy as jy doodgaan? En jou antwoord is enigstens op my gefokus, jou. Nee, ek dink ek het 'n paar goeie goed, ek dink, as jy dink aan jou, het ek baie slegte nuus vir jou. Hoe kan ek en jy geloofsekerheid hê? Geloofsekerheid, reddingssekerheid, dat die dag wanneer ek en jy ons koppies neerlê, dat ons reguit hemel toe gaan, is hierdie woorde. Christus het vir my, in my plek, gesterf. Dan kom die Heilige Gees en produseer deur jou natuurlik die goeie werke wat hom behaag. Is dit vir jou goeie nuus? Dis die gospel. Jy sien, vir jare is mense in kettinge en bondage gehou, want jy's ongehoorsaam. En jy's agter. En bekeer jou broer. En hoekom doen jy dit? En ek wil vir jou sê, as leierskap in kerk, wil ek vir jou jammer sê vir die nonsens wat gepraat is. Dis nie goeie nuus nie. Die goeie nuus is, Christus het uit die dood uit opgestaan. En sy genade, nou gaan ek jou 'n ding wys, wat jou lewe gaan verander. Nou het ek en jy, wanneer ons tot geloof gekom het ons saam met Christus, sê die woord, uit die dood uit opgestaan. Ek gaan dit nou vir jou lees. Ons het saam met hom uit die dood uit opgestaan. Ons gees het lewendig geword. Ons is nie meer sondaars nie. Ons is nou kinders, seuns van God. Dis wie ons is. Maar die Here sê, jy stop nie daar nie. Ek het nie net gekom om jou te red nie, maar soveel meer as dit. Gaan vir my na my laaste prentjie toe quote. Ek hoop al die aanlyn mense kuier so lekker saam met ons. 2 Korintiërs 3:16-18 sê die volgende: want soos ons hom beskou soos in 'n spieël, word ons getransformeer van heerlikheid tot heerlikheid. Jy sien, Christus se doel vir ons was nie net om ons 'n kaartjie hemel te kom gee nie. Hy het ons kom red om die volheid van die kapasiteit te ontvang van wat dit beteken om kind van God te wees. Ek is nie agter nie, ek is voor. Ek is nie onder my omstandighede nie, ek is bo my omstandighede. Ek behoort nie meer aan die wêreld nie, ek behoort aan Christus. En daarom doop ons. Die rede hoekom ons mense doop, dit is 'n simbool waar ons sê, dat mense saam met Christus gesterf het en saam met hom opgestaan het uit die dood. Hoor gou hierso, en ek gaan jou nou hierso vinnig iets verduidelik. Kan ons nou daai skrifvers toe gaan, Romeine 6. Hy sê die volgende, Romeine 6 van 1 tot 8, hy sê, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Paulus sê, beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog gaan voortleef? Mense, ek en jy is dood vir die sonde. Ons het gesterf. Dan sê hy vers 3, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is,
in sy dood gedoop is, in dood gedoop is nie, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Vers 6, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Die punt van jou lewe is nie om minder sonde te doen nie, die punt van jou lewe is om saam met Christus te lewe. Corneille, ek wil jy moet na vore toe kom, dan land ons hierdie. Ek wil jy moet hierdie raak sien, kan jy terug vir my gaan na die laaste prentjie toe, die heel laaste een, nommer 10. Nou dat jy gered is, skoon gewas, nuut gemaak, nuwe mens, deur niks van jou eie werke nie, wil ek vir die beste nuus nou vir jou kom kommunikeer. Die woord sê, nou dat jy gered is, kan niks jou weerskei van die liefde van Jesus Christus nie. Nou is jy gered. Gaan jy weer foute maak? Ek weet nie van jou nie, maar ek maak nog foute. Maar daar is nie 'n fout groot genoeg wat my kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. Ek kan nie weer onder daai rooi lyn val nie. Ek kan nie. Maak nie saak wat ek doen nie. Ek kan weer 'n verslawing nie. Ek kan weer die leuns glo van die verlede. Jy sien, dis genade. Die genade van die Here is dat niks jou ooit weer kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. Dis die goeie nuus. En wanneer ons jou doop, dan sê ons, jy het saam met Christus gesterf. En nou word jy 'n erfgenaam saam met hom. Wat beteken erfgenaam? Sy naam is my naam. Dit wat syne is myne. Alles wat aan hom behoort, behoort aan my en jou wat in hom glo. So die res van jou lewe is nie probeer om minder sonde te doen nie. Die res van jou lewe is om in verhouding met Jesus te leef. Want soos wat ons in verhouding met hom leef, kom ons agter my. Maar dis wie ek werklik is. Dis waarvoor ek geroep is. Ek hoop jy het 'n beter verstaan. Dat nou dat jy in Christus is, gaan jy eendag voor die troonkamer van die Here inkom, voor die oordeelstoel van die Here. Ons almal gaan voor die oordeelstoel staan. Hier is die laaste stukkie goeie nuus. As jy voor die oordeelstoel van die Here staan en jy glo in Christus en die Here kyk na jou lewe, wat gaan sy antwoord wees? Hy sê, ek het jou sonde so weg van jou afgewat soos die ooste van die weste. Wanneer hy na jou kyk, gaan hy sê, welkom my geliefde seun. Welkom my geliefde dogter. Jy's perfek. Jy's skoon. My genade was vir jou genoeg. Christus het dit wat dood was, kom lewendig maak. Nou kan ons in ewigheid saam met hom funksioneer. Ek weet jy's 'n paar mense wat die afgelope tyd iemand afgestaan het aan die dood. En is seer.
verlang. Maar sonder Christus moes ons vir ewig baie sê. Maar saam met Christus sê ons tydelik totsiens, tot ons mekaar weer sien. Want nou lewe ons in oorwinning saam met hom. Amen. So ek wil profeties kom in hierdie ding land. Jy's nie meer die eiendom van die duiwel wanneer jy tot geloof gekom het nie, jy is die eiendom van die Vader. En dit beteken dit wat dood was in jou lewe, moet nou lewendig begin word. Die Here, ons gaan nou 'n lied sing wat sê, you turn graves into gardens. You turn bones into armies. Ek wil vir jou sê, die Here het nog net begin beweeg in jou lewe. Jy het nog nie eens gesien wat die Here kan doen in jou lewe nie. Jy het nog nie eens 1% van die blessing wat in hom is beleef nie. It's only starting now. En so wanneer ons doop ons nie weer en weer, om weer en weer skoon gewas te word nie. Nee, eens en vir altyd is jy skoon, klaar, punt. Dit wat dood was, het hy lewendig kom maak. So kan ek en jy op die opstanding Sondag, kan ons saam sing, you turn graves into gardens. Jy wat ver gevoel het van die Here, met jou sonde, sê die Here, ek was nog nooit weg nie. In jou diepste oomblik van sonde doen, in jou diepste oomblik van fout maak, was ek reg by jou. En as gevolg van my seun, het ek met oë van liefde na jou gekyk. So jy wat ver was, en hoor die boodskap van die gospel vir die eerste keer, ek gaan nou vir jou geleentheid gee. As jy sê, ek wil bekeer, ek wil my geloof uit die wet uithaal, en ek wil my geloof in Christus sit, gaan ek dan nou vir jou geleentheid gee, dat jou siel tot redding kom. Maar staan gou saam met my. Dan verklaar ons hierdie oomblik, dit wat dood was, het nou lewendig geword.